Laat ons begin. Welkom, manne, dames, ouers en almal al die ondersteuners, almal wat hier so is, baie welkom. Daarachter kan jy ons hoor. Kan ek 'n bietjie daar iets al hoor as 'n yay? Is daar iets daarachter, lyk vir my 'n bietjie dood. Ek het my persoonlike pa hier, so hy's 'n pastoor, hy gaan vir julle nou kom bid. Wees, julle staan net reg daar, so staan net reg. Alright. Elke keer, hierdie is nou ons tweede jaar wat ons aanbied en elke jaar raak het al hoe groter. So baie dankie vir julle. Ons gaan vanaand alles lekker deurhardloop en deurgaan. So kom ons begin, ons kop sommer lekker weg. Ons vra vir pastoor Edwin Clark om vir ons gou vinnig te kom open, so ons alles sommer op die regte manier kan begin. Dankie pastoor. Wel, goeienaand en van my kant af ook aan elke ouer, onderwyser, afrigter en dan ook ons jong sportsterre. Het is 'n voorreg vanaand om ook hierdie geleentheid dan op die regte manier te begin. Ons skriflesing kom uit 'n baie bekende gedeelte uit, Kolossense 3 vers 23. Ek lees uit die nuwe vertaling uit en hy sê so mooi: wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense. Kom ek lees dit gou weer. Wat julle ook al doen. Dit beteken nie verkeerde goed. As jy stout is, moet jy nou ordentlik stout wees. Dis nie wat dit beteken. Al die goed wat na ons kant toe kom. Doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense. Enig wat ek weet van sport. Sport is een van die grootste instrumente wat die Here gebruik om my en jou karakter te vorm en om ons 'n bietjie van die wêreld te leer. En ek dink, as ons onsself toelaat, dan gaan ons agterkom dat oor hierdie naweek gaan ons groei, ons gaan nuwe vriende maak, en ons gaan altyd die beste uit ons uitgee. So ek wil vanmiddag, wil ek julle bemoedig, en ek wil net so 'n bietjie benadruk, wat dit beteken om ten volle en alles vir die Here te gee. Beteken wanneer jy 3 gedruk het, of wanneer jy 'n doel gegooi het, wanneer jy dapper verdedig het, wanneer jy spanmaat aangemoedig het, of van die kantlyn net ondersteun het, dit beteken, gee jou beste. Kom ek sê gou weer, elkeen van julle, kyk gou vinnig vir my, gee jou beste. 3 goedjies vandag, net 3 goedjies oor jou beste. Speel met uitneemlikheid. Die Engels sê dit so mooi, sê, play with excellence. Alles wat ons doen, we do it with excellence, want ons doen dit nie vir mens nie. Ons doen dit nie vir mense om ons hande te klap en ons doen dit vir die Here. Om te wen is wonderlik, maar om die beste te gee is nog belangriker. En ek kan julle waarborg, wanneer ons die beste gee, dan behaag ons die Here. Die tweede ding wat ons kan doen is om te speel met respek. Betoon respek aan die skeieregters, afrigters, spanmaats, teenstanders en ondersteuners. Onthou, vandag se teenstander is môre se vriend. Die derde een is natuurlik speel met vreugde. Ek wil julle uitnodig dat julle hierdie naweek 'n glimlag op julle gesigte sal sit. Mekaar bemoedig. En elke oomblik op die veld, kom ek sê dit gou, geniet. Wanneer ek dit sê, wil ek graag na die ouers kyk en sê, gee jou kind geleentheid om dit te geniet. Baie keer van ons ouers wil ons onsself uitleef op die sportveld. Hy kry sy geleentheid. Gee hom die geleentheid en al doen hy miskien nie so goed nie, uit die bal verloor of by die doel nie geskiet nie. Wees rustig, haal asem. Die Here is besig om iets in hom te vorm, maar doen dit met vreugde. En soos hulle sê, 'n glimlag is altyd aansteeklik. So, wat moet ons onthou? Sukses gaan nie daaroor om te wen nie, alhoewel wen lekker is, en van die Griekse manne is hier so, hulle beter wen Vrydag aand. Daar's geen ander keuse nie. Maar ek wil bemoedig vanmiddag. Dit gaan veel meer as oor dit. Dit gaan werklik net om jou beste te gee vir alles. So terwyl die rugby netbal hierdie naweek begin, bid ek dat God julle sal seën, dat julle moed sal hê, dat julle die vriendelikheid en die vreugde van sport sal geniet, dat julle met integriteit sal speel. Mag julle harde werk en goeie sportmangees 'n groter oorwinning kry as wat ons kry op die sportveld. En uiteindelik mag ons die Here se naam groot maak. Kom ons sluit ons oor. Vader, baie dankie. Here, wat 'n voorreg. En ons weet dit is 'n gawe om sport te kan speel. Ek bid vanmiddag, Here, dat U
elke jong seun en dogter sal seën. Mag hierdie naweek die begin wees van iets absoluut wonderliks wat u gebruik om hulle karakter te vorm en hulle mens wees so te kry, so hulle hele lewe, hele wese u sal behaag in alles. En mag alles wat ons doen, ons beste sal wees vir u. Seën hierdie naweek, elke afrigter, elke wedstryd met ons Vader, u hand oor alles, in Jesus naam. Amen. Baie dankie Pastor Edwin vir daai pragtige woorde wat daar vir ons gedeel het. Voordat ons nou verder gaan, soos julle weet, so aan kan glad nie gebeur sonder borge nie. So ek wil net gou vinnig net gou oomblik neem net om vir ons borge net gou dankie te sê. Want regtig sonder julle kan ons dit nie doen nie en jy by die rekas ons geseën regtig met goeie borge en ouers en besighede wat hulle hande opsteek en sê ons is bereid om te help. Ons wil graag inklim, ons wil 'n verskil maak. So ons begin met ons hoofborg vanaand. Dit is Kelvin Logistics. Julle kan baie hande klap gee. En dan volgende het ons vir dit is die karmaatskappy, daar so by wat is dit, Mercedes-Benz, waar kan die pad, ek kan wel ook een lekker kant geef, en dan het ons Celsius, Rudolf Ferreira van Celsius, ek kan wel ook een lekker kant geef, en dan het ons vir Roostek ook, wat vir ons die internet en so aan verskaf, wat vir ons die klere, die prachtige klere wat die mannetjies aan het vanaand, hulle het dit gemaakt, so ek kijk van pro, en lekker aan het klap. En ons die volkers, wat daar so ons nekelspan borg, baie dankie vir julle ook. En dan vir Hennies. Baie dankie Hennies dat ons vanaand julle plek kan gebruik, om so 'n bietjie vir julle dalk herrangskik, maar dankie vir julle dat julle bereid was om in te klim en ons te ondersteun. Baie dankie vir julle. Dan gaan ek vir die volgende persoon vir julle voorstel, meneer Willem Kreer, dit is ons SPL Sports voorsitter. Hy gaan gou vanaf vir ons net gou 'n bietjie gesels rondom alles, so luister mooi. Dankie Gerrit. Goeienaand dames en here, al die kinders. Die naweek gaan nou oor die 400 kinders by Eureka opdaag om te kom deelneem. Al die beste word uitgesaai. En dit is nog net eers die begin van hierdie toernooi. Dit is die tweede jaar wat hy aangebied word, die eerste jaar wat Roeps bykom. So as dit nie opgewonde maak nie, dink ek nie eers 'n Hennies burger kan jy opgewonde maak nie. Maar dit is iets baie spesiaals. Nou, om so 'n toernooi aan te bied, met oor die 400 kinders, 120 beamptes, 100 Eureka kinders wat daaraan deelneem. Om so 'n toernooi aan te bied kan jy nie doen sonder die nodige finansiële ondersteuning nie. Eureka is baie bevoorreg om ongelooflike borge te hê. En daai borge steek hulle hande diep in hulle sakke om hierdie tipe van geleenthede moontlik te maak. Van ons kant af, die ouers, die kinders, die onderwysers, die skool almal, kan ons net vir julle dankie sê. Dankie dat julle glo in Eureka. Dankie dat julle die toekoms van Eureka raak sien en help bou aan waarmee ons by Eureka besig is. Gaan ons vir die geleentheid om net so 'n paar ander dankies op te sê. Ek dink nie my rol is om te bedank nie, maar ek het nie 'n keuse as om net die ouers en die onderwysers wat die naweek gaan hardwerk om hierdie naweek ook 'n sukses te maak. Of jy panne verkoop en of jy braai, ons gaan dit kan doen enigstens naby 'n sukses as julle nie vir ons help nie. Sterkte daarmee, ons waardeer dit. En dan gaan ek stout wees en 3 mense uitsonder en ek weet hierdie is 'n groot projek en ek moet nie uitsonder nie, maar daar's 3 persone wat hierdie regtig moontlik gemaak word. En ek wil vir meneer Gerard Jansen van Wensburg, vir William Payne en vir Gerrit Clark
net spesiaal op dankie sê. Dankie vir ons toernooi. Dan die sevens, rugby en hoops is ietsie anders, is ietsie lekkers, is nie die gewone nie. Jy weet, die sporte staan al op hulle eie identiteit. Hulle is nie meer afhanklik van 15 man rugby of gewoon netbal nie. So, ons kan dit nie meer ernstig opvat nie. Jy sal sien, die kinders geniet dit ongelooflik baie. Jason Colby, my favorite rugby speler, Papa Smit, al die ouens het begin by sevens. Hoops, het 'n paar interessante reëls. Was hy allemaal weer wacht. Het 'n paar interessante reëls wat het vir die kinders lekker maak. En alhoewel dit baie ontwikkeling veroorsaak, ontwikkeling die help by die kinders, is dit ook iets spesiaals vir hulle. Al die sevens, as ons sien, die nodigheid om saam te werk as 'n span. As dit 7 op die veld, as meer weggeplek. So spanwerk is kardinaal, asseblief. Gebruik dit en ontwikkel dit, die spanwerk gedeelte daarvan. Dan gaan die seuns en dogters van die Reka met spesiale truie en netbal rompies speel. Kelder en Nietlo truitjies en rompies mee speel. En net die gesigsuitdrukking en die glans in die kinders se oë. Is hy af? Ja, die speaker daar buite is af. Die ouers kan nie hoor nie. Laat jy sy nou al na agter of nog laat nie. Daar is hy, hoor julle nou? Ok, dankie Artie. Nou, die spesiale truitjies en rompies waarmee die kinders speel, jy moet net in jou kind sy oor gaan kyk. Opgewonde is hy om daai truitjie te dra en daai rompie mee te speel. En dat beteken vir ons as ouers ook nie besef dat dit wat vir kinders 9, 10, 11, 12 jaar oud is, dit wat vir hulle belangrik is, dit wat vir hulle lekker is, dit wat hulle latiek, soos hulle sê, is nie altyd wat ons groot mense opgewonde maak nie. Soos die onder 11 cricketspan in hulle toernooi met nie amptelike Reka klere speel nie, gaan ons seuns en dogters dit ook doen. Maar dit is nie altyd die nie amptelik waar het gaan nie, dit is die kind binnenkant. En ons kinders gaan die Reka identiteit nog steeds dra. En julle sal vra jou kind na vanaand of na die toernooi, wat die 2 eerste redes, of die grootste redes hoekom hy volgende RB7's of Roep wil speel, gaan dit nie teen sy trui en die burger wat hy vanaand kry wees. En ons as ouers moet baie nie dit vergeet nie. So ja, kom ons gaan kyk hoe lyk dit, en dalk, ek dink ons gaan aangenaam verras wees, hoe dit gaan lyk as ons kinders met die spesiale truitjies in hierdie toernooitjies speel. Dan vir die kinders, die afrigters, dankie vir die afrigters, wat die kinders help slyp het, dit is 'n kort tydjie, daar is nie regtig baie, daar is nie wedstryd voorbereiding nie, die kinders is geleer hoe werk sevens, die kinders is geleer hoe werk hoops, die kinders is gereed, die afrigters is gereed, so is tyd om nou te speel, om te gaan kyk hoe ons dit kan geniet. Vir elke kind wat speel, geniet dit, sterkte, speel as 'n span saam, en maak ons as die Reka trots. Ons sien uit om julle te sien speel, dankie vir almal, en geniet die hele naweek en julle burgers. Dankie. Baie dankie Willem vir jou. Ons is vir Willem 'n hande klap gee. Hy is in sy stel voorsitter. Dankie vir jou tyd. Want
mense ook weet, ek ook nou even waar aangesit word ook agter die skerms om die goedjies ook te reël nie, en hulle moet ook sê daarso, so dankie vir jou. Alright, ons gaan nou na die volgende gedeelte toe. So, ons gaan nou alles, die truitjies en so aan oorhandig. Ons gaan net vir die kaptein hulle truitjies gee. Al die kinders het al klaar hulle hempies. So daar die kaptein en die spanse afrigter en so allemaal by mekaar is, want julle hierso staan asseblief vir 'n lekker fotootjie. So moet nou nie vergeet nie. Maar ja, weer eens, voordat ons verder gaan, wil ek net gou vinnig al die borde vorentoe roep. So Karen, se verteenwoordiger asseblief kom vorentoe. Glee, Celsie, Hennies, Mklo, Xerox. En Engels en Volkers se verteenwoordigers asseblief kom vorentoe. Ek wil graag vir julle net ietsie oorhandig. Meneer Gerard kan ook vorentoe kom asseblief. Soos als in die lewe begin ook altyd iets wat wegval en dan begin ook weer nuwe goedjies. So 'n nuwe tradisie wat die Reka aanbring is om vir ons bord ordentlik dankie te sê op aande soos dit. So ons het 'n spesiale wyn laat maak en gebottel en daar staan op cheers op jou. Trots ondersteuner van Laerskool die Reka. En dit is net om vir ons kant af dankie te sê. Dis 'n klein dankie. Die groot dankie sal nog later kom. Drukkies en sweetjies, maar vir nou is dit net 'n dankie om te sê dankie vir julle want sonder julle kan ons kinders en ons nie so iets aanbied nie. So weer eens dankie en asseblief volgende jaar wil ons julle weer sien. Alright, ek gaan dit teken vir ons heen. Dan vra ons ook om net later te staan is meneer Keller van Kelden af, meneer Jacques de Kok van Glee, meneer Marius Kap en Rudy Verrede van Celsie om die onder 9's se kapteine se truitjies te oorhandig. So onder 9's, julle kan so nader staan en ons vraag gou vinnig laat julle vorentoe kom, ons ook 'n fotootjie neem en dan gaan ons oorhandiging van die truie. Is 'n bietjie aan die oorlike kant, so gaan vra vir meneer Gerard om in te staan in sy plek. Die onder 9 spannetjie kom asseblief vorentoe vir 'n fotootjie, die onder 9 spannetjie.
en ons gaan vra dat hulle vorentoe sal kom, 111 blou span. Zeg hallo. 2, 4, 5, 1, 1. Die ouers is net as welkom nader op te staan, om foto's te neem. Alles gaan ook op Facebook wees. Ons het ook set events wat die naweekse foto's gaan neem. En ons ook een mediaspan wat ook daar gaan betrokken is die naweek. So jy het definitief een foto of twee op ons Facebook draai. Span. Volgende wat ons vorentoe roep is ons Celsius span. Julle kan so vorentoe kom ons 111 Celsius span.